Hartlike goeie dag van my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit, goeiedag. Heerlik om weer saam met julle te kuier. Ag, ons het verlede week het ons gesels oor die Vaderfiguur en hierdie week gaan ons 'n bietjie aan rondom die onderwerp. Ek wil julle aanmoedig, as julle nie verlede week gekyk het nie, gaan kyk op die YouTube link onder gebedsversoeke of op die Facebook page van Kruiskyk en dan kan julle die vorige program ook kyk, sodat julle ook heeltyd met ons sal wees en nou net so in die helfte begin nie. Ja, ons gesels oor die Vaderfiguur in die huis, die impak wat die Vaderfiguur in die huis het op die kinders en soveel meer. So vandag gaan ons 'n bietjie verder met die skrifte rondom dit. Ons lees vandag in Matteus 7 vers 9 tot 11. Of wie van julle sal as sy seun hom 'n brood vra, 'n klip gee, of as hy 'n vis vra, hom 'n slang gee? As julle wat sleg is dan weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom vra. Spreuke 23 vers 24 sê, die vader van die regverdige sal baie bly wees. Hy wat 'n wyse seun verwerk, sal in hom bly wees. Hierdie seun gaan nie net so gebore wees en die vader het hom laat staan en nou die kind maar self opgegroei en die vader het geen deel in sy lewe gehad nie, maar wanneer die vader aktief is in hierdie kind se lewe, hom op leer, soos wat die Bybel van hom verwag, dan gaan hy al hierdie kenmerke hê van so 'n regverdige seun. Ja, ek dink een van die wonderlikste of die grootste geskenke wat 'n vader vir sy kinders kan gee of doen, is om hulle moeder lief te hê, met eer en respek te behandel, om te let op jou taalgebruik, want dis wat die kinders hoor, hoe papa met mamma praat en mamma met papa praat, en dan neem hulle vanselfsprekend aan dis hoe dit hoort. So papa en mamma, let asseblief op julle taalgebruik, hoe julle mekaar aanspreek, voor die kinders. Dan kyk ons na Genesis 2:24, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat, en aan sy vrou vashou, en hulle sal een word. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, sodat sy heilig en sonder gebrek kan wees. Kyk waarmee vergelyk die woord van God, die man en die vrou, met Christus en die kerk. So moet die mans hulle vrouens lief hê, soos hulle eie liggame. Hy wat sy vrou lief het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit. Net soos Christus die kerk lief het, omdat ons lede van sy liggaam is. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou vashou en die twee sal een word. Hierdie misterie is diep en ek sê dit dat op Christus en die kerk betrekking het. Maar elkeen van julle moet sy vrou lief hê soos homself. Gaan lees gerus Efesiërs 5:25 tot 33. Gaan kyk ook 'n bietjie wat sê die ander vertalings. Daar was die papa die liefde vir sy gesin het, wat die Jesus liefde, soos wat Christus vir die kerk het, sal hy hierdie gesin opbring en hy sal die gesin motiveer en hy sal 'n leier wees, soos wat ons in die vorige programme gesien het, hy sal 'n rolmodel wees, want dit wat papa is, sal 'n weerspieëling wees op sy gesin. Ek sê altyd, dit wat die pa of die moeder in die huis is soos wanneer die kinders in die spieël kyk, daai refleksie van die ouer kan jy sien dan op die kinders, so as papa mooi praat met mamma, gaan daardie kinders ook so wees, en andersom, hulle gaan eendag hulle vrouens met die respek ook behandel, maar as pa vir ma skel en sleg behandel, haar onderdruk, dan gaan die seun teen dieselfde doen, en die dogter gaan dalk bang wees om eendag te trou, want wat as haar man so is? So kyk waar die balans, daarom is dit belangrik dat dat die manne, hulle moet regtig harde aan werk om hulle vroue met liefde en respek te hanteer, soos wat Christus van ons dit verwag. Nou die vader in die huis is ook die voorsiener. Ons weet in deesdae
werk omtrent al die mamas, want die lewe het duur geraak en papa alleen kan dit nie meer doen nie. So dit is juist in hierdie tyd wat ons moet versigtig wees, wat daar 'n balans moet wees, want die mamma het altyd in die middag na skool die kinders versorg, gekyk dat huiswerk gedoen word, na die kinders omgesien, hulle was nie net aan hulle eie oorgelaat nie. Deesdae word die kind op by 'n nasorgsentrum na skool, of hy is alleen by die huis en hy kan doen net wat hy wil. So daarom is dit uiters belangrik in 'n geval waar 'n moeder of 'n vader werk, dat die kinders goed versorg is na skool. Mamma en pappa moet bewus wees wat die kinders doen en vir hulle sekere eise stel, riglyne neerlê wat toelaatbaar is en wat nie toelaatbaar is nie. En hulle vergoed ook daarvoor. Onthou, dis maklik om 'n kind te straf en vir die kind te sê, omdat jy dit en dit verkeerd gedoen het, as jy nou gehok, of ons neem van jou sakgeld weg, of wat ook al die geval is. Maar dis ook belangrik, wanneer die kind goed doen, om hom daarvoor ook te vergoed. Ek praat nie in geld nie, ek praat in 'n voor, iets, kom, omdat jy nou hierdie week regtig so was, kom ons gaan vang 'n bietjie vis. Daardie is wat die kinders wil hê. Hulle wil nie nog 'n telefoon in die hand hê nie, hulle wil nie nog screen time hê nie, hulle soek daai persoonlike deelname van 'n ouer. So kom ons kyk 'n bietjie na die voorsiener. As papa die voorsiener is, behalwe finansiële ondersteuning, terwyl 1 Timoteus 5 vers 8 beklemtoon dat die versorging van die huishouding 'n noodsaaklike plig is, gaan die Bybelse vaderskap verder as finansiële sekuriteit om geestelike en emosionele voeding in te sluit. Voorsien 2 teenwoordigheid. 'n Papa moet teenwoordig wees. Ja, ons weet, vandag is daar baie egskeidings en baie mammas en papas wat nie meer werk nie, deur foute wat ons as ouers begaan het. Maar kom dat die kinders nie daaronder ly nie. Kom ons bring nog steeds daardie gesonde balans. Aktiewe betrokkenheid en teenwoordigheid word as baie belangriker vir 'n kind se ontwikkeling beskou as net materiale hulpbronne. Dis presies wat ek net nou gesê het. So kom ons streef daarna om fisies jouself vir die kind beskikbaar te stel. Enige iets is 'n dissipline wat toegepas moet word. Papa, jy moet kan sê, nee, ek gaan nie hierdie week rugby span wedstryd kyk saam met die manne nie, want ek het hierdie week nog nie tyd gehad om saam met my gesin en my kinders te wees nie. Hulle gaan dit baie meer waardeer en jy gaan die vrugte daarvan sien. Die seën van vaderskap, of dit nou is as gevolg van Vadersdag, 'n verjaarsdag of lewensgebeurtenis, is wat tot nadenke inspireer. Vaders is belangrik. Dis belangrik dat die vader erken moet word. Baie keer, ons weet daar is 'n Moedersdag en daar's Vrouedag en al hierdie tipe goeders. So baie keer word die klem, ja, ons waardeer die moeders en ons wat ook moeders is, sê dankie as julle vir ons ook 'n bietjie eer en ons erken. Maar dit is belangrik om die papa te eer en aan hom erkenning te gee ten alle tye. Die Bybel sê vir ons, die wetenskap het vir ons gesê, en heel waarskynlik sê ervaring vir ons ook so, as jy 'n vader is, leen in jou rol en erken hoe belangrik jy vir jou vrou en kinders is. As jy 'n liefdevolle aardse vader het, vier hom. Hy mag jou soms frustreer en jy mag nie altyd eensstemmig wees oor kwessies nie, maar koester die feit dat hy opdaag. Daar's soveel kinders wat smag daarna. Wees dankbaar dat jy aardse vader het om op staat te maak. Hoe onvolmaak ook al, soek na die maniere waarop hy jou en jou gesin lief gehad het en die opofferings vir jou welstand gemaak het. Baie vaders gaan uit in die oggend en hy gaan werk, al voel hy nie lekker nie, maar hy staan op en hy gaan werk. Sien dit, erken dit, geef hom die eer daarvoor. Ja, vaderskap is 'n seën. As ons gaan kyk by Psalm 127, 3-5, kyk, kinders is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot in beloning. Soos pyle in die hand van 'n kryger, is die kinders van 'n mens se jeug. Geseënd is die man wat sy pylkoker daarmee vul. Hy sal nie beskaam staan as hy met sy vyande in die poort spreek nie.
Kom ons kyk ook na Spreuke 17:6. Kleinkinders is die kroon van die grysaards en die eer van kinders is hulle vaders. In die woorde van Billy Graham het hy gesê, 'n goeie vader is een van die mees onbesonge, ongepryste, onopgemerkte en tog een van die waardevolle bates in ons samelewing. As jy groot geword het met 'n liefdevolle en teenwoordige vader, wat toewyding aan sy gesin die moeite werd gemaak het, vier dit. Sê vir pappa dankie vir wat hy vir jou doen. Dankie vir al die dingetjies wat hy doen. As jy seuns groot maak seker dat hulle sien hoe Bybelse manlikheid en vaderskap lyk. Wys vir jou seun jou identiteit. Wys vir hom die manlikheid. Wys vir hom die manlike kant. So ons vier nie net vaders op Vadersdag nie. Ons vier hulle elke dag. Sonder twyfel is hulle daar om 'n verskil te maak. En ons sien dit elke dag met die jeug, met jonger kinders wat 'n probleem het, wat deur trauma gaan. Dit het begin in die ouerhuis. Ons wys nie vingers vandag nie, soos ons in die vorige program gesê het. As jy 'n fout gemaak het, gaan vra verskoning vir jou kind. Sê, ek is jammer pappa het 'n fout gemaak. Ek is jammer mamma het 'n fout gemaak. Man en vrou vra vir mekaar vergifnis. Vra God se vergifnis en werk aan die saak. Kinders is werklik geskenke van God. En ek dink as jy eers in die posisie sit om te besef, as jy 'n kind werklik in die dood afgestaan het, wat 'n groot voorreg het was om 'n kind groot te maak, en ook wat 'n voorreg het is om 'n goddelike voorbeeld vir hierdie kind in jou huis te maak. So kom ons vier ons vaders, en ons sê dankbaar, ook mamas, jy stem nie altyd saam met wat papa sê nie, maar moenie jou man afbreek voor jou kinders nie, want daar leer hulle ook van respek, hulle leer ook van hoe om ander te hanteer, hoe om ander te respekteer, en ja, ons almal maak foute, maar kom ons doen dit op 'n mooi goddelike manier. Ja, weet jy, dit wat jy nalaat by jou kind, is wat jy 'n indruk mee gemaak het. Is dit mooi of is dit sleg? Ek dink aan 'n TV-verhaal wat ek 'n ruk teruggekyk het van 'n dogter wat heeltemal afgedwaal het. Op ouderdom van 17 het sy begin rebelleer en sy het met verkeerde vriende te doen gehad. Alhoewel sy in 'n Christen ouerhuis groot geword het, 'n mamma en pappa wat teenwoordig was. En soos die program aangegaan het en die dogter het in verkeerde dinge ingeval en naderhand het sy in dwelms ingeval en haar eie lewe geneem. Toe kom ons terug 'n bietjie en toe kom ons agter in hierdie beginjare van die kind se lewe was die pa baie afwesig. Want hy was so besig om 'n toekoms te probeer bou wat materialistiese dinge, dat hy nooit by die kinders uitgekom het nie. Al was hy 'n Christenvader, al was hy daar gewees, was hy min by die huis, altyd weg op besigheid. So ja, dit is goed en wel, mamma en pappa, om vir die kinders ook te kan gee, net die beste slimfone, rekenaars. Maar glo vir my, as jy vir enige kind gaan vra, wil jy 'n slimfoon hê, of wil jy gereelde piknik saam met pappa hê, gaan uitstappies, gaan visvang, kan ek jou amper waarborg dat hulle gaan sê, nee, ek soek die tyd saam met pappa. Nalatenskap is soos 'n fakkel wat jy oorgee. Wat is die fakkel wat jy, pappa, vir jou kind oorgee? Is dit 'n fakkel van geloof? Is dit 'n fakkel van mooi dinge? Of gee jy hierdie fakkel van alkoholmisbruik, verslawing, mishandeling? Wat gee jy oor? Psalm 78 sê, die uiteindelike doel is om kinders groot te maak wat hulle vertroue in God sal plaas en daardie geloof aan die volgende geslag sal oordra. Voorbeeld van integriteit. 'n regverdige vader wat in integriteit wandel, laat 'n blywende geestelike erfenis vir sy kinders en kleinkinders na. Kom ons somme dit 'n bietjie op. Opsommend is die Bybelse vaderfiguur nie net 'n voorsiener van fondse nie, maar die priester van die huis
wat voorbidding doen en die profeet wat God se woord in die gesin bring en dien as 'n teenwoordige, liefdevolle en doelbewuste leier. Daar's 'n spreekwoord wat sê a family that pray together, stay together. En dit is so. Wanneer jy leer jou kinders van kleins af, wanneer hulle saam stilte tyd het, wanneer jou kinders jou sien bid, sal hulle weet, was dinge moeilik raak, my pa het op sy knieë gegaan en hy het Vader vertrou. Laat ek nou nie my goed gaan soek by dwelms of by bende of waar ook al nie, maar laat ek ook op my knieë gaan. En dit sal 'n ding wees wat hulle van geslag tot geslag oordra. Baie vaders daar buite redeneer, ek voorsien vir hulle 'n dak oor die kop en kos. Dit is genoeg en verder moet die moeder oorneem. Dis verkeerd. Die moeder het 'n ander rol. Die vader het 'n sekere rol, die moeder het 'n ander rol. So vader moenie alles oorlaat aan moeder nie. Dit is nie hoe God dit bepaal het nie. Baie kinders sukkel om God, die Vader, te aanbid en te glo dat hy hulle liefhet omdat hulle aardse vader hulle verwaarloos en mishandel het. So hulle het nooit die liefde gehad van 'n aardse vader nie, nooit die kommunikasie gehad van 'n aardse vader nie. Hoe sal hulle dan nog met hulle hemelse Vader kan kommunikeer? Ja, as ons 'n bietjie gaan kyk, hoeveel enkel mamas is daar? As jy eendag by die onderhoudshof gaan deurbring en sien, vaders kom nie hulle finansiële pligte na, die moeders sukkel, moeders doen baie keer 2 of meer werk, net om die pot in die kook te hou. En dit neem dan ook haar tyd en haar aandag weg van haar kinders af. Sy kan dan nie kwaliteit tyd saam met haar kinders spandeer nie, sy skep hulle baie keer af. En daar bestaan die groot agterstand dat kindertjies agterraak, want daar is nie fondse om dinge te doen wat ander maats doen nie, hulle word geboelie, hulle dra nie dieselfde klere nie, hulle kan nie name brand tekkies dra nie. So vaders, ons wil 'n beroep op julle doen, kom julle finansiële verantwoordelikheid na. Soos ons gesê het, kinders is geskenke van God en jy kan nie nalat, of dit net oorgee en sê, hy woon nou by mamma, ek gaan nie meer my verantwoordelikheid nakom nie. Kom jou verantwoordelikheid na en sorg vir jou kinders. Kindermolestering deur vaders is ook vandag 'n baie groot probleem in ons samewerking. Kinders word geskend vir die res van hulle lewe en hulle sukkel met vertroue, hulle sukkel om te glo dat God 'n goeie Vader is en dat hulle net die beste vir hulle wil hê. Ons het hierdie programme gemaak en ons wil dit met liefde in julle oordra. Ons wil elke pappa daar buite vra, wees verantwoordelik, wees 'n goddelike man met goddelike wysheid en insig. En as jy sukkel, raadpleeg 'n geestelike leier of jou pastoor of jou dominee en predikant en sê, ek sit met hierdie probleem, my kind so of my kind so, maar moenie dit oorgee of oorlaat die verantwoordelikheid aan iemand anders oorgee nie. Ons hoor baie by die skole dat die ouers neem geen verantwoordelikheid nie. Hulle sê net, dis by die skool, die situasie het by die skool gebeur, so die skool moet dit uitsorteer. Maar ons weet dat dissipline begin by die huis. En wat die kinders in die huis sien en wat hulle daar hoor, so tree hulle dan ook by die skool op. So vaders, ons wil werklik vra dat julle vergelyk jouself met jou hemelse Vader. Gaan soek voorbeelde in die woord van hoe 'n goddelike Vader is en hoe jou beeld moet wees wat jy uitdra. Neem dit ernstig op. Bid vir goddelike wysheid en insig hoe om 'n vader te wees, nie soos die aardse vaders wat net, ons sien baie keer hulle stop hierdie kinders in en dan beland die kind op die straat want hy te veel geld, hy begin drank misbruik, hy begin dobbel, hy begin dwelms gebruik want papa en mama is nooit by die huis nie. So ek het hierdie baie geld en daai kind is emosioneel, geestelik nog nie gereed om met hierdie finansies te hanteer nie. So bid werklik ook soos Yvonne gesê het, saam met jou huisgesin, neem jy as papa, vader die leiding elke oggend. Ons weet in hierdie tyd wat ons lewe vandag, jy kan nie jou kinders by die huis uitstuur sonder 'n gebed nie. So papa, ons weet die tyd is min, ons weet julle tyd is kosbaar, dis 'n gejaag, maar maak 'n paar minute, vat jou vrou en jou kinders se hande
en bid vir hulle, bid vir die dag. Ja, kom ons deel net so 'n bietjie met julle 'n paar statistieke van Suid-Afrika oor die vaderafwesigheid. Ongeveer 64,5% van kinders woon nie by hul biologiese vaders nie, gebaseer op onlangse algemene huishoudelike opnames. Dis skokkend. Lewensreëling, slegs 31,4% van kinders woon by beide die ouers. Meer as 40% van die kinders woon slegs by hulle moeders, terwyl ongeveer 18,8% met geen een van die biologiese ouers bly nie. So ons kan regtig sien dat dit 'n groot probleem is, dat dit veroorsaak dat kinders in verkeerde dinge betrokke raak. Waar kinders met depressie sukkel, selfmoorde, kinders wat ander kinders boelie, want is baie keer kinders wat seer en rou het, wat ander kinders boelie. So kom, laat ons hard daaraan werk, laat ons kinders nie deel is van die statistiek nie. Soos ek in 'n vorige keer gesê, as jy al hierdie dinge besef jy het tekort gekom, is nou die tyd om dit te herstel. Dit kan nog herstel raak. Ja, as ons kyk na die verhoudingsverbrokkelinge, konflik met die kind se moeder in sommige gevalle, word toegang geweier en die kind ly daaronder. So pappa en mamma, wees versigtig hoe julle mekaar hanteer, ook voor die kinders. Die ou mense het altyd geglo, jy redeneer of jy beklei nie voor jou kinders nie. So kom ons doen dieselfde, die impak op die kinders, geestesgesondheid en gedrag, soos Yvonne nou gesê het, dit verhoog al die risiko's. Die kindertjies kry swaar in die skool, hulle sukkel met hulle opvoedkundigheid, misdaad en sosiale risiko, daar's baie geslagsgeweld. So kom, ons neem werklik verantwoordelikheid vir ons kinders, vir ons volgende generasie, vir ons jeug. As ons gaan kyk in ons tronke, miljoene kinders is wêreldwyd in ons tronke. As jy na statistieke gaan kyk, ons jeugtronke, ons kinderhuise loop oor in Suid-Afrika. Daar is nie nog plek nie. So kom ons neem werklik verantwoordelikheid en ons bid dat ons kinders op die regte pad sal bly. Ons jong mense, baie hartseer vir die kindertjies is dat pappa in die tronk sit, hy sit in die gevangenis, baie keer kan hy hom nie besoek nie. So kom ons wees ook daar vir hulle. Ja, die hoë risikofaktor is van 'n pappa wat in die tronk is of selfs 'n moeder. Kinders met vaders in die tronk is aansienlik meer geneig om trauma, vrees, angs, depressie en skuldgevoelens ervaar. En die verhoogde risiko is kinders van ouers wat in die tronk is tot 6 keer meer geneig om self tydperk in hulle lewe toe te pas. Gedrags- en emosionele probleme. Kinders staar dikwels stigmatisering, trauma en sosiaal-ekonomiese nadele in die gesig. Hertoetrede, sukses, voorgesette kontak, oproepe, briewe, besoeke tussen gevangene vaders en hul kinders word direk geassosieer met beter gesinsverhoudings na vrylating. Met ander woorde, as pappa in die tronk is en daar is 'n band nog steeds tussen pappa en die kinders, daardie kinders vaar ook beter op skool. Ek het 'n film gesien van kinders wat iemand het 'n program ingestel en daar is gesien dat kinders baie beter het begin presteer het op skool. Baie van hulle het hulle skoolloopbaan voltooi, waar dit andersins baie swak was. So kom ons as ouers, moeder en vader, staan hierdie verantwoordelike rol wat Christus op ons gelê het, vol en ons doen wat Christus van ons verwag. Eerstens, ons moet daar wees, ons moet teenwoordig wees in die kind se lewe en ons moet doen wat die Here van ons verwag. Dis al waarvoor ons tyd het vandag. Ons sê vir julle baie dankie, bid oor hierdie sake, laat die Heilige Gees julle lei, sodat julle hierdie verantwoordelikheid kan aanneem. Aansien die versoeke. Ja, daar's nog genesings, kom ons bid vir genesings, dan bid ons vir Israel, ons bid vir die oorlog, ons bid ook in hierdie tyd vir kerke, vir geestelike leiers, vir ons regering, baie mense wat bekommerd is en benoud en angs en vrees het oor die stygende pryse, so kom ons tree ook daarvoor in.
Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan deel met mekaar, om mekaar te kan bemoedig, mekaar te kan ophelp, opbou. Dankie dat ons vandag die vaders kan opdra. Heilige Gees, dat U hulle bewus sal maak van hulle aardse rolle. Dat U vir hulle wysheid en insig sal gee, hoe om hulle huisgesinne, hoe om hulle kinders te lei. Ons bid ook vir die oorlog getuisterde gebiede, die oorlog, die konflikte. Ons bid vir Israel. Vader, ons vra dat U kinders sal behoed en bewaar en beskerm. En dat ons wat kinders van God is nie angstig sal raak nie, nie vreesbevange sal raak nie, nie benoud sal rondkyk nie, maar dat ons sal weet, U is ons toevlug, U is ons voorsiener in elke behoefte. Dankie ook dat ons kan bid vir ons kerke, ons regering, ons land, ons volk, dat U ons sal help om werklik hande te vat in hierdie tyd en 'n voorbeeld te stel van goddelike liefde, eensgesindheid, samewerking. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Totsiens tot 'n volgende keer.